dis die realiteit. En tyd loop uit in die realiteit. So broerse, vergeet van die winkelhoek. Kry jou lewe reg en spandeer tyd met die Bybelboek. Staan op vir Christus, al beteken dit, jy moet alleen staan. Om vir Jesus te staan. Sê nie dat jy 'n skoon toekoms het, maar dit sê dat jy weet waarna toe jy op pad is. Om van Jesus te weet, sê nie jy staan vir Jesus. Jakobus 4 vers 8 sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. Moenie een raak met die lewe van die samelewing, want dit is teen God. Om saam Jesus te loop beteken niks, en om vir Jesus te staan beteken alles. Petrus het saam Jesus geloop, maar hy het 3 keer Jesus ontken. Die realiteit is, as mense buite wat weet van God, maar hulle gee hom nie die eer en dank as God nie. So, take a stand for Jesus, want hy weet wat sy benodig, sonder dat sy weet wat sy benodig. Hy weet wat sy in staat is, sonder dat sy weet wat sy in staat is. Yes, dit is ons God, Jesus Christus. Ja, seeking Him leads to self-discovery. So, staan op vir Christus, al beteken dit, sy staan alleen. Is jy allemaal wat vir Jesus kan staan nie. Bid tot Christus, al beteken dit, sy bid alleen. Want, deurbraak gaan vir jou kom. Jesus sal as hy wil. As hy nie vir jou deurbraak gaan bid, sê my, wie gaan bid vir jou deurbraak? Vergeet van vriende, want vriende is deesdae fyker as 'n prik. Yes, fyker as 'n prik. Ja, maak vrede met die feit, as jy vir Jesus gaan staan, gaan mense jou beledig, sleg praat, net omdat jy vir Jesus staan, vir sy naam staan. Maak vrede met die feit, dat jy lekker vriende gaan verloor, vir goeie vriende. So, verloor lekker vriende, vir goeie vriende, want sy maak die regte besluit, om vir Jesus te staan. Alles het vergaan, alles moet vergaan, alles het verby gegaan, maar Jesus, ons God, sal altyd bestaan. Hy sal altyd by ons staan, en hy sal altyd een en elk van ons pyn verstaan. Dit alles gebeur, as jy by God staan. So, staan op vir Christus, al beteken dit, jy moet alleen staan. Ja, staan op vir Christus, al beteken dit, jy moet alleen staan.